Hallo en welkom. Ons spandeer hierdie week tyd saam met Jesus in die tuin voor sy kruisdood en ons leer by hom hoe om te bid. Ek nooi jou om weer saam met my te kyk na die skrifgedeelte waarmee ons hierdie week reis uit Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil laat weggaan, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Vandag verken ons hoe in die hart van gebed 'n baie eenvoudige, tog 'n kragtige daad lê. En dit is om te vra. Jesus, die Seun van God, wat saam met die Vader en Gees alles geskep het, vra steeds. Richard Foster skryf dat ons nooit daarvan gradueer om te vra nie. Om te vra is 'n uitdrukking van ons afhanklikheid van God. Dit is 'n erkenning van ons sterke en dat ons 'n behoefte het aan iets groter as onsself. Dit is 'n erkenning van ons menslikheid, ons gebrokenheid en ons diepste verlange na heelheid. Kom ons kyk weer na Jesus se gebed. Jesus se gebed is eerstens gerig aan sy Vader. Hy gebruik op ander plekke baie intieme woord, Abba. En dit beskryf die aard van die verhouding waartoe hy ons nooi en wat hy deur sy lewe moontlik maak, 'n intieme verhouding met God. En hy maak ook aan ons God bekend. Hy sê: as julle na my kyk, sien julle die Vader. Wanneer ons in gebed vir God vra, lê die krag nie daarvan opgesluit in die woorde wat ons gebruik of die frekwensie van ons versoeke nie. Dit lê in die opregtheid van ons hart en die geloof dat daar 'n liefdevolle Vader is wat luister. Soos ons in die tuin van ons eie lewens staan, ook met ons eie bekers van lyding en uitdagings, is gebed om ons diepste vrese en verlange voor God te bring. Het jy al opgelet hoe kinders na dinge vra? As my 4-jarige vir my iets vra, is dit met die oortuiging dat ek dit kan doen. Hoe ek dit gaan doen, dis nie haar bekommernis nie. Wat sy weet wat om te doen, is om te vra. En Jesus trek ook op 'n keer die verband tussen hoe ons as onvolkome ouers optree, as ons kinders vir ons dinge vra en hoe God optree. Jesus sê dat as ons kind vir ons vra vir brood, sal ons nie 'n klip gee nie. En as ons kind ons vra vir vis, nie 'n slang nie. En hy sê dan: en hoeveel te meer dan ons hemelse Vader. So kan ek jou vra, hoe kyk jy na God? Aan wie jy jou versoeke rig, aan wie jy vra? Is hy die man daarbo wat jou van 'n afstand dophou, wat verwyderd is? Of is hy dalk die een wat heeltyd boekhou van wat jy sou reg of verkeerd doen? En dan, wat is dit waarvoor jy vra? Baie keer as mense kom en vra dat ons saam met hulle sou bid, weet hulle nie regtig waarvoor om te bid nie. Iemand sal byvoorbeeld sê: bid vir my situasie by die werk, en as ons dan sou vra, waarvoor kan ek saam met jou vir die Here vra? Is daar onsekerheid. Nou, een van die misteries van die lewe is hoe God aan ons die vrye wil gegee het, die vermoë om te kan kies, selfs ook teen die Here. God maak ons met die vermoë met 'n vrye wil sodat ons opreg kan reageer op sy liefde. Ons is nie marionetpoppe nie. So dit beteken dat soos ons vir God iets vra in gebed, ons ook daarin moet vashou dat God kan in ander werk, maar dis altyd in ooreenstemming met hoe hulle oorgee. So dalk is dit raadsaam om in die realiteit vas te hou dat God ander se wil nie gaan override nie. En ek wonder hoe sou dit wees om in jou vrae aan God te vra vir die genade wat jy nodig het.
vir 'n situasie. Dalk vir wysheid, vir geduld, vir die vermoë om te vergewe. Nou wat my 4-jarige Ries natuurlik ook leer, is dat sy nie altyd kry wat sy vra nie. Sommige dinge sal net nie goed wees vir haar nie. En soms is dit moeilik vir haar en ook vir ons om nie te kry wat ons vra nie. Nou God se oënskynlike nee op ons versoeke is nie 'n bewys van sy afwesigheid nie, maar dalk juis van sy liefde. En dis belangrik om te onthou dat hoewel ons gebede nie altyd beantwoord word soos ons hoop of verwag nie, God nog steeds luister. Die stilte van 'n onbeantwoorde gebed is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Maar dit is dalk eerder 'n uitnodiging om nog dieper te vertrou en afhanklik te wees van hom. Soos Jesus ons wys, is die krag van die gebed nie in die uitslag nie, maar in die verhouding wat daardeur verdiep word. Die uitdaging van gebed lê egter nie net in die vra nie, maar ook om te luister, om werklik te vra, moet ons ook oop wees vir die antwoorde wat God bied. Selfs wanneer dit nie is wat ons verwag of hoop nie. Soms is die antwoord 'n stilte, wat ons uitnooi om dieper om ons geloof in te delf, om te vertrou in die teenwoordigheid wat ons sal deurdra in ons donkerste ure. Kom ons bid saam. Here, die lewe waartoe U ons nooi is groot en oop en wyd en dit strek soveel wyer as wat ons kan begryp. En tog, Here, lê dit ook in die eenvoud daarvan om te vra. En Here, so kom ons vandag om U te vra vir dit wat ons nodig het. Vir ons daaglikse brood, fisies, geestelik, emosioneel en rasioneel. Ons vra in die vertroue en ons wil bid soos Jesus. Laat U wil geskied. Amen.